Die Joodse feeste of die nagmaal, deel 14. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die Legkaart Studiegids Bybels. Dis die hele Nuwe Testament wat ek herskryf in 'n encyclopedia vorm. Hulle is almal al 4 boeke groot en 500 bladsye dik. En dit is in kleur. Die eerste boek is Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Boek 2, boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Boek 3 begin by Efese tot by die boek Hebreërs. Dit gee jou 10 boeke. Ek is tans besig met die 4de boek. Sou jy belangstel, is hulle in 'n pakketvorm beskikbaar, waar jy al 3 kan kry teen 'n baie goeie prys, of so jy kan julle ook een koop soos jy wil, of enige een van my ander boeke. Selfs die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version het ek in 'n pakketvorm, waar as jy een koop, kry jy tweede een totaal en al gratis. Posgeld ingesluit in Namibië en Suid-Afrika. Goed. Ons gaan aan, sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of so nie, gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za, soos hierbo. As jy die eerste keer sal in die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor Idris en Magdom inligting gemis. Ons vereenselwig ons nie met enige kerke, denominasies of organisasies nie. Ons gebruik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, waarna ek reeds verwys het. As jy sou belangstel, kan jy my kontak en ek sal vir u die pryse van die boeke gee. Net 'n regstelling. Ek wil net 'n regstelling maak. Ek het blykbaar in die vorige uitgawe gepraat van Galasiërs 20 vers 5 en nie Galasiërs 5 vers 1 tot 20 nie, maar ek het 'n paar keer al verwys na Galasiërs 5 vers 1 tot 20. En ek het blykbaar gesê Galasiërs 20 vers 5 en daar is nie Galasiërs 20 nie. Goed so. Jy sal nie glo hoeveel mense het my geskakel oor hierdie reeks al oor die Joodse feeste of die nagmaal. Mense is verbaas, omdat hulle reeds in die inligting wat hulle ontvang het, altyd was aan hulle voorgehou dat ons al die feeste moet hou, die ongesuurde brode, die Pasjag, die Sabbat, die besnydenis en dan vernaam verlede week, wanneer ek dan oor Galasiërs 5 vers 1, 2 en 3 bedien het. Sê mense geskakel, sê prof, ek kan nie glo dat my oë so maklik oopgegaan het nie. Waar ek dit al 100 keer gelees het, en nie verstaan het nie. Wel, dit bly u reg of u wetties wil wees, en of u in die genade van Yafashua wil funksioneer. U moet maar 'n veiligheidsgordel by u hou, want hier kom nog 'n paar skokke. Kom ons lees verder. Galasiërs 5 vers 3. Galate 5 vers 3. Julle is dan onder verpligting. Hy sê so, en ek, apostel Paulus, betuig dit weer aan elke mens, wie hom laat besny. So, wanneer ek my besny, dan beteken dit in hierdie moderne tyd, dan beteken dit of ek is orthodox Joods, of ek is Messiaans, of ek is deel van die Israel Visie groep, of groepe, of ek glo aan die kerke wat in die derde tempel teologie glo,
Want apostel Paulus sê so. En ek, apostel Paulus, getuig dit weer. Hy sê dit weer. Aan elke mens wie hom laat besny aan sy vooruit, dat hy onder die verpligting staan om die hele wet, naamlik die 613 wette van Moses, te onderhou. Wat? Dit is die woord van Jahwe Almagtig. Dis nie ek prof Hannes wat dit vir jou sê nie. Hier staan dit in jou Bybel geskryf. Lees dit weer. Ek, apostel Paulus, getuig dit weer aan elke mens wie hom laat besny. En dis hoekom Jahwe kom en sê, ek het nie behaal dat julle aan julle vlees besny word nie, maar aan julle sielste mense. Jahwe kom en sê, en julle wie geen volk was nie, maar nou die volk van Jahwe Almagtig genoem word, deur wedergeboorte, deur die genadebloed van Jahwe. Hy sê, julle is verplig om julle te laat besny. Hy sê, aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder die verpligting staan. Jy is verplig om die hele wet, naamlik die 613 wette van Moses te onderhou. Hy sê, julle is dan losgemaak van Jahwe se bonatuurlike genadebloed. Woe! Nou wat van julle messiaanse ouens? Wat van julle messiaanse ouens wat die feeste hou en die sabbate en die besnydenisse, weet julle wat, julle maak julle pastore skatryk. Hulle melk julle soos melkkoeie wat in seisoen is. Sulke Jersey koeie, sulke groot eiers, roommelk, alles gaan in hulle banke. Luister wat sê vers 4, Galate 5 vers 4. Julle wie geregverdig wil wees deur die wet, naamlik die 613 wette van Moses. Met ander woorde, julle messiaanse ouens, julle Israelvisie ouens, hierdie ander ouens wat, die ortodokse Jode. Hy sê, julle is losgemaak van Jahwe. Julle het van die bonatuurlike genade van Jahwe verval. Julle is losgemaak van die hele Nuwe Testamentiese verbond van genade deur die bonatuurlike gebloed van Jahwe. Julle leef steeds in julle sonde. Ja, dis hou net daar. Hoe lewe julle Israelvisie mense en messiaanse mense met die woord? Of enige een, selfs die 7de dag Adventiste en die Jehovah se getuies, julle wat sabbate hou en feeste en as jy enige iets van die 613 wette doen, het jy 'n massiewe probleem. Luister wat sê hy, julle wie geregverdig wil wees deur die wet, naamlik die 613 wette van Moses, is losgemaak van Jahwe. Julle het van die bonatuurlike genade van Jahwe verval. Julle is losgemaak van die hele Nuwe Testamentiese verbond van genade deur die bonatuurlike genadebloed van Jahwe. Julle leef steeds in sonde. As jy die wette hou, leef jy in sonde. Hoekom? Want die wette was sonde. Die wette het ons kom leer wat sonde is. Die wette het ons kom leer wat sonde is. Daar sê die woord. Weereens, dis nie ek prof Hannes wat dit vir jou sê nie. Dis die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jahwe Almagtig wat dit verklaar. Daar staan dit geskrywe, Galate 5:5, die Ruach HaKodesh uit die geloof. Nou sê hy, vers 5, want ons, kyk my vingers, wie uit die Nuwe Testament is, verwag deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, uit die geloof. Uit wat? Uit die geloof. Nie die 613 wette van Moses nie, uit die Nuwe Testamentiese geloof, die nuwe verbond, die geregtigheid. Waardeur verwag ons? Waardeur verwag ons? Die Ruach HaKodesh uit die geloof.
die regverdigheid, naamlik die ewige lewe, deur die bo-natuurlike genadebloed van Jahweh. Luister, waarop ons as Jahwiste ook vandag in 2026 op hoop. Dis waarop ons hoop. Ons hoop is op Jahweh, die volëinder van ons geloof. Ons is nie besny aan die vlees nie, ons hou nie die Sabbat nie, ons hou nie die feeste nie, ons hou nie die maane nie. 613 wette, dit maak jou dood. Dit haal jou uit die sweer van die bo-natuurlike genade van Jahweh uit, totaal en al. So jy moet 'n hoofpriester kry wat vir jou bokkie offer 1 keer 'n jaar, dat jy kan op een of ander manier 'n kans hê. Die bo-natuurlike genadebloed, vers 6. Want in Jahweh, dit is Jesus Christus, het nog die besnydenis. Luister mooi. Apostel Paulus sê, want in Jahweh, dis Jesus Christus, het nog die besnydenis, die 613 wette van Moses, nog die onbesnedenis, naamlik die heidene, enige krag. Hier het niks te doen. Hier het ons altyd gedink het te doen met die Jode en met die bruid. Nee, het niks met die bruid te doen nie. Die heidene is onbesnede. Verstaan? Hulle is hoerjagters, hulle is skelms, verkragters, onbesnede. Vers 6. Want in Jahweh, Jesus Christus, het nog die besnedenis, die 613 wette van Moses, nog die onbesnydenis, naamlik die heidene, enige krag. Luister wat sê hy. Maar die geloof in Jahweh se bo-natuurlike genadebloed, wat deur die liefde, die agape liefde, werk. So dis nie die besnydenis nie, dis nie die onbesnydenis nie, want die onbesnydenis is die heidene, die sondaars. Maar dit kom uit die geloof vir die bruid van Jahweh. Baie belangrik dat jy moet bruid wees, hoor. Dis waar die grootste verrassing vir meeste mense kom. Gaan kyk na my reeks op YouTube, besprinkeling of onderdompeling. Dis 10 uitgawes, gaan kyk na dit. Hierbo is my kontak, webtuiste kontak. Tik dit daarin, gaan na lesings toe, maak dit oop, maak dit groter. Kyk na besnydenis of 'n besprinkeling of onderdompeling, klik op hom, as hy groter maak, maak dit groter. Gaan na deel 1 toe, gaan kyk wat sê hy oor wedergeboorte. Gaan kyk nou. Kom ek lees dit weer. Want in Jahweh, Jesus Christus, het nog die besnydenis. Hier is 'n openbaring. Naamlik die 613 wette van Moses, nog die onbesnydenis, naamlik die heidene. Enige krag. Maar die geloof, waardeur werk die geloof? Deur die Ruach HaKodesh. Waar hy sê, julle liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Waar woon hy? In elke Jahwis. Maar die geloof in Jahweh se bo-natuurlike genadebloed. Ons het nie bokkies en lammetjies en duwe nie. Ons funksioneer in die genadebloed van Jahweh. Wat deur die liefde, wat 'n liefde, die agape liefde van Jahweh werk. En die agape liefde sê, ek moet my broeder lief hê soos myself. Weet julle verhinder, vers 7. Julle, kyk my vingers, wie eens in die waarheid, naamlik die Nuwe Testament van genade, gewandel het goed geloop. Hoekom skryf apostel Paulus dit hierso? Want in sy tyd was daar geredde Israeliete, wat na 'n paar jare teruggekeer het. Hulle het Jahweh aangeneem, hulle het Jahwiste geword, en later aan het hulle teruggekeer na die 613 wette van Moses. Nou ons het ons nou gesien wat gebeur met iemand, Galasië 5 vers 1 en tot 6, 5, het ons nou gesien wat gebeur het.
As jy onder die wette funksioneer, het jy van die genade van Jahweh verval, dan leef jy nog in jou sonde. Nou praat hy met hierdie ouens, hy sê, Here, wie eens in die waarheid, naamlik die Nuwe Testamente van genade gewandel het, het goed geloop. Om hierdie Nuwe Testamentiese waarheid gehoorsaam te word. Kyk wat staan daar. En julle te laat besny in die Sabbate en te hou en weer het julle teruggekeer na die Ou Testament toe. So met ander woorde, julle wat die waarheid gehad het ongehoorsaam geword. Julle het teruggekeer na die uitbraaksel soos ons. Dis die Bybel sê. Hy wie in Jahweh was en terugkeer na sy ou lewe toe. So hond wat sy, dan gaan 'n plain Afrikaans sê, wat sy eie kotsel gaan lek. Jy weet wat is dit? Uitbraaksel is nou mooi, maar kotsel verstaan is mos. Dan gaan eet jy van dit. Hoe lewe jy met jouself? Wat dink jou familie en jou vriende van jou? Eers het jy Jahweh verkondig as die opstanding, die weg, die waarheid en die lewige lewe. Nou is jy terug by die 613 wette. Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy dit doen? Terwille van 'n pastoortjie, 'n flamboyante pastoortjie of 'n predikant of wie ook al. Die woord self verklaar in vers 8. Hierdie Ou Testamentiese oortuiging kom nie van hom Jahweh, wie julle in die 21ste eeu roep nie. Kyk wat sê hy. Hy verwys na vers 7, die ouens wat teruggedraai het na die Ou Testament. Nou sê hy vers 8, hierdie Ou Testamentiese oortuiging kom nie van hom, dis Jahweh. En daai hom het 'n aanhalingsteken op die o, dis Jahweh. Wie julle, kyk my vingers, in die 21ste eeu roep nie. As dit nie van Jahweh kom nie, waarvandaan kom dit dan? Van die invloed van die internet. En al hierdie godsdienstige geskepte sisteme. Verstaan u nie? Daar's geen genade onder die Ou Testamentiese wette nie. Selfs nie eers Moses kon dit maak nie. Omdat hy die rots geslaan het. Ongehoorsaam. Het gemaak dat hy nie in die beloofde land kon ingaan nie. Hy het op die berg gestaan, hy het die land Kanaan gesien en hy het daar gesterwe. Die oudste, selfs nie eers Moses kon dit maak nie. Nou neig hele godsdienstige mense weer terug daarna. Julle kom uit daai sisteme. Julle kom uit daai sisteme van wetties wees en kerklik wees en die Bybel sê laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid plaas nie. Openbaring 18 vers 4 sê kom onder die Babyloniese hoermoeder uit, want hy gaan haar en haar dogters door haar hoerkinders doodmaak. Jy moet net toelaat dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, met u spreek. Die bonatuurlike woord self verklaar. Galasië 5 vers 9. 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Nou hier is 'n baie belangrike gedeelte om reg te verstaan. Net een sinnetjie in hierdie hele vers. 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Wat beteken hierdie beeldspraak? Wel, dit verklaar dat u nie 'n gedeelte van die Ou Testamentiese wette met die Nuwe Testamentiese genade van Jahweh kan vermeng nie. Jy kan nie bietjie hiervan vat en bietjie daarvan aan mekaar plak en nou het jy 'n teologie nie. Dit gaan jou ewige lewe kos. Ek kan nie bietjie feeste en maande en sabbate en goed hou en 'n bietjie nagmaal nie. Ek kan nie bietjie onder die wet lewe en bietjie onder die genade nie. Hoeveel persent van die een, hoeveel persent van die ander een? Dit gaan die ewige lewe kos. Waarom? Want Hebreërs 7 vers 18 verklaar, maak jou sitplek vas, jou sitplek gordel, dat die Nuwe Testamentiese wette, dat die Ou Testamentiese wette
is tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Die wat? Die 613 Ou Testamentiese wette is tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Glo u die woord? Of glo u eerder die godsdienstige instansies en die flamboyante predikers? Die keuse wat jy maak, bepaal jou ewige lewe hierna. Glo ek die woord en ek behaag Vader Jahwe, of wil ek by die kerk bly? Vassteek by dit wat hulle my geleer het al my lewe? Dan vra jy, hoekom is jy in die geestelike plek waar jy is? Galasië 5 vers 10, ek, apostel Paulus, vertrou van julle in Jahwe dat julle nie anders sal dink, luister, dat julle nie anders sal dink, in hakies, en julle weer sal oortuig nie, maar die een wat julle in die war bring, sal saam met julle, kyk my vingers, die oordeel dra, wie dit ook mag wees. Dis noodsaaklik dat u tussen die lyne moet lees, anders sal jy dit nooit verstaan nie. Jy gaan dit nooit verstaan nie. So met ander woorde, dis nie net jy wat hel toe sal gaan nie. Dis ook hulle wat jou teruggelei het na die 613 wette van Moses daar. My Bybel sê, Jahwe sê, die wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. Hy doen nie halwe werk nie. Hy doen 'n volmaakte werk. Galasië 5 vers 11. Maar ek, apostel Paulus, aan sy broeders. Wie sy broeders? Hulle wie bruid is. Hulle wie in die Nuwe Testament leef. Hy praat nie van die Jode en die Israeliete nie. Broeders, as ek, apostel Paulus, nog die besnydenis verkondig. Die eerste ding wat die Israeliese ouens glo is besnydenis aan die vlees. Die eerste ding wat die Messiaanse ouens doen is besnydenis aan die vlees. Ek het 'n vraag. Wat doen julle met die vrouens? Wat doen julle met die vrouens van al die mans wat besny is? Want julle kan nie die mans besny, jy kan nie 'n vrou besny nie. Is hulle, en ek vra die vraag, is hulle ook soos die Israeliete van ouds verlore? Want die vrouens kon nie gered word nie. Die belofte van Vader Abraham was aan, van Jahwe was aan Abraham. En Jahwe sê vir Abraham, besny die mans en die seuns. Die kinders, die seuns op die 8ste dag. Die vrouens het genade ontvang volgens die mans in die Ou Testament. So as die man besny is en hy gehoorsaam was aan die woord, het die vrou genade ontvang. En nou kom die Bybel, Galasië 3:26-29 sê, ons wie in Jahwe geonderdompel is na ons bekering, is met Jahwe beklee. Ek het die bruilofskleed aangetrek. Luister mooi, daar is my Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie. Maar volgens die belofte van Abraham, erfgename. So hoe word die vrou erfgenaam van die belofte van Abraham? Deur die bad van wedergeboorte. Nou vra ek die vraag, op grond van hierdie skrif, wat doen julle met die vrouens? Want hulle kan nie besny word nie. Maar ek, vers 11, maar ek, apostel Paulus, aan sy broeders. Wie is die broeders? Hulle wie bruid is, hulle wie in die Nuwe Testament leef. Broeders, hy praat met die mans.
as ek apostel Paulus nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Nou wil ek net vra, as die mans besny is, die Israelvisie mans, en die Messiaanse ouens, wat gebeur met die vrouens? Is hulle nog steeds verlore? Nou sê apostel Paulus, broeders, as ek apostel Paulus nog die besnydenis verkondig, met ander woorde as hy nog die Ou Testament verkondig, waarom word ek nog vervolg? Want hulle het hom vervolg, die Romeine het hom vervolg, en die Jode het hom vervolg. Hulle wil hom met klippe doodgooi. Hy sê, as ek dan die besnydenis verkondig, waarom word ek vervolg? Want die besnydenis, Jafashua sê, hy het nie behaag dat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons gees, ons sielsdimensie. Nou sê hy, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis, die wat? Wat is die struikelblok vir die besnydenis? Is die kruis op Golgotha. So die oomblik wanneer ek my besny, dan word ek 'n probleem vir die kruis van Golgotha. Die genade, waar Jafashua aangesterf het. Waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis, naamlik die bonatuurlike genadebloed van Jafashua, vernietig. So die oomblik wat jy jou laat besny, wat sê die Bybel? Die genadebloed van Jafashua word vernietig. Hoekom? Struikelblok van die kruis. Jy vernietig dit deur jou godsdienstige en kerklike aanhangsels. Wat beteken, kyk my vingers, dat die 613 wette van Moses en die bonatuurlike genadebloed nie gelyktydig kan funksioneer nie. Jy kan nie die een dien, bietjie Messiaans nie, bietjie Messiaans nie, bietjie Israelvisie, julle weet nie wat julle wil weet nie. Maar ons lewe in die tyd van verwarring. Ons lewe in die tyd van die afval. Ons lewe in die tyd van die groot leuen, die internet. Hy sê, wat beteken dat die 613 wette van Moses en die bonatuurlike genadebloed nie gelyktydig kan funksioneer nie. Die twee testamente teenoor mekaar. Die eerste een funksioneer met die bloed van geslagte diere, naamlik die Ou Testament. Ja, toe ek hierdie goed skryf, het ek so salwing ervaar. Die eerste een funksioneer deur die bloed van geslagte diere, dis die Ou Testament. Die tweede een funksioneer met die bonatuurlike genadebloed van Jafashua, naamlik die Nuwe Testament. Hulle funksioneer deur twee verskillende hoëpriesters. Die een van die Ou Testament is bevlek met sondes, want hy moet vir homself 'n bokkie offer, voordat hy vir die volk Israel kan offer. En die Nuwe Testamentiese hoëpriester, Jafashua, is sondeloos. Die Bybel sê, hy was in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Hy het nie sonde gehaat nie, hy het sonde kom word, deurdat hy aan 'n houtkruis vasgeslaan is. Want die houtkruis was 'n vloekhout van die Romeinse ryk. Vervloek is elkeen wat aan 'n houtkruis hang. Hoe het Jafashua vervloek geraak? Die oomblik toe hy aan die houtkruis vasgeslaan, 'n Romeinse houtkruis vasgeslaan word. So wat gebeur? Jy kan kies wat een jy wil dien. Watter een wil u volg? Die Ou Testamentiese feeste en die Sabbate, 613 wette, of die genade, die bonatuurlike genadebloed deur Jafashua, deur die nagmaal. Dis die enigste fees wat ons moet herdenk in die Bybel, is die nagmaal. Nie eers sy verjaarsdag nie. Want 25 Desember is nie Jafashua se verjaarsdag nie. Dis Jesus se verjaarsdag. En Jesus is die songod, Zeus, Nimrod, Amen-Ra, Isis, wat Jesus word
in die 16de eeu, want daar was nie 'n letter J gewees nie. Luister na die woord, hoe kras is hy? Luister hoe kras is apostel Paulus in vers 12. Ag, hy is mismoedig, hy sug dit uit, hy sê ag. As die wat julle, ook in hierdie 21ste eeu, in 2026, vandag, as die wat julle opstandig maak, julle verkeerd leer, julle reguit hel toe vat, hul self maar wou vermink. Dis wat hy sê. Ag, as die wat julle, met ander woorde, opstandig maak, hy sê deur die internet van die kansels af, Messiaans, Israel visie, hulself tog maar ook wou vermink. Hoekom? Want die Bybel verklaar, die wie die geringste van my kindertjies laat struikel, hy sê dis beter vir jou om 'n meelsteen om jou nek vas te maak, en in die see te spring en jouself te verdrink. Hoekom? Vermink jouself. Haal jouself uit die lewe uit. Ek wil 'n ding sê hierso. Hier is verskriklik baie Messiaanse en Israel visie leiers wat gaan moet leer swem. Want julle moet meelstene om julle nekke vasmaak en in die see spring. Dis nie wat ek sê nie. Dit is wat die woord sê. Ag, as die wat julle opstandig maak, ook in 2026, hulle self tog maar wou vermink. Kan jy glo dat Jaffaat behaar daarin? Ja, kry hulle die pad uit. Hoekom? Hulle is besig om sy kindertjies tot 'n val te bring. Nou ja, jy baie inligting ontvang vandag. Kyk hierna, lees dit, studeer dit, gaan terug, deel dit met soveel mense as wat jy kan. En kom ons doen wat die woord ons leer en nie die kerke nie. Tot volgende keer, as Jaffa lewe en gesondheid spaar, Maranatha, Jaffa kom weer, halleluja.